anders as normaal, wil dit bietjie anders doen, terwille van variasie. Nie same old, dis nie, inteendeel, ek gaan presies preek soos hulle ons leer om nie te preek nie. Maar ten minste doen ek dit intentioneel. En ek gaan saam met ons lees, en almal is welkom om saam te volg, maar van Markus, die 8ste hoofstuk af, vers 22, al die pad tot Markus 9, vers 32. En jy kan saam volg, of jy kan saam net terugsit en luister. Maar terwyl jy luister, probeer luister vanuit Jesus se menslikheid uit. Ons weet hy was God en mens, en ons weet, jy sien baie van sy goddelikheid, selfs in hierdie gedeeltes wat ons nou gaan lees, sien jy geweldig baie van Jesus se goddelikheid uitkom, maar moenie sy menslikheid mis nie. Moenie mis waardeur hy gaan en wat hy beleef en hoe hy moet voel en die klas van dinge wanneer al hierdie dinge gebeur nie, maar ons het 'n klomp verhale wat ons gaan lees. Nou, na dit gaan ek 'n paar gedagtes deel. Daar's verskriklik baie hierin, ons gaan nie na alles kyk nie, maar ek gaan 'n paar gedagtes deel uit hierdie gedeelte. Ek wil nie vanoggend preek nie, ek gaan vanoggend met jou gesels. En net 'n paar gedagtes deel. Dit beteken nie dat hierdie gedagtes, los gedagtes, dat dit nie relevant is, of dat dit nie belangrik is, of dat dit nie, inteendeel dink ek, dit kan vir party mense baie lig laat opgaan, en baie laat insien, hoe die Here werk, maar ek gaan 'n paar gedagtes deel, en dan gaan ek eindig, by 'n hoofgedagte, wat ek met jou wil deel. Daar's 'n rede hoekom ek die storie lees, en eintlik 'n paar stories lees in een storie. Ek kon vroeër begin het en later aangegaan het, dieselfde effek sal gebeur. Maar kom ons lees Markus 8, vers 22. Toe hulle in Betsaida aankom, het hulle 'n blinde man na Jesus toe gebring en gesoebat, dat hy sy hand op hom moes sit en hom gesond maak. Jesus neem toe die blinde man aan die hand en lei hom uit die dorpie. Toe spoeg hy op die man se oë, sit sy hande op hom en vra hom, kan jy iets sien? Die man kyk toe op en sê, ja, ek sien mense, maar hulle is baie dof, hulle lyk soos bome wat rondloop. Jesus het sy hande toe weer 'n keer op die man se oë gesit. Sy oë het begin fokus en sy sig is volkome herstel. Hy kon nou alles duidelik sien. Jesus het hom toe beveel, gaan reguit huis toe. Moenie indraai dorp toe nie. Jesus en sy disippels het Galilea verlaat en na die dorpies van Caesarea Philippi gegaan. Op pad vra hy sy disippels toe, wie sê die mense, is ek werklik? Wel, antwoord hulle hom, party meen u is Johannes die Doper en ander weer Elia en nog ander, een of ander profeet. Hy sê vir hulle, en wat van julle? Wie sê julle is ek? Petrus antwoord, u is die Messias. Maar Jesus het hulle streng opdrag gegee, om dit vir niemand te vertel nie. Jesus het toe by hulle begin tuisbring, dat God bepaal het dat hy, die Seun van die mens, baie dinge moet ly. Hy sal deur die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifkenners verwerp word. Hy sal doodgemaak word, maar na 3 dae weer opstaan. Hy het dit reguit vir hulle vertel, maar Petrus vat hom
toe eenkant toe en begin hom ernstig bestraf. Jesus het hom egter omgedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus bestraf met die woorde: "Gee pad agter my, jou Satan. Jy dink nie soos mense dink nie. Jy dink soos mense dink, jy dink nie soos God dink nie." Toe roep Jesus sy disippels en die skare na hom toe en sê vir hulle: "As julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prysgee, julle kruis opneem en agter my aankom. As julle probeer om julle lewe selfsugtig vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van my en ter wille van die goeie nuus prysgee, sal julle dit juis red." Wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jou diepste menswees ly skade? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. As jy jou vir my en my boodskap skaam te midde van vandag se ontroue en sondige mense, sal ek, die Seun van die mens, my ook vir jou skaam wanneer ek terugkeer met die heilige engele, bekleë met die heerlikheid van my Vader. Jesus gaan toe voort: "Ek verseker julle, party van julle wat nou hier staan, sal nog voor hulle dood sien hoe die koningsheerskappy van God op 'n magtige manier begin." 6 dae later neem Jesus toe vir Petrus en Jakobus en Johannes teen 'n hoë berg uit waar hulle heeltemal alleen was. En daar, terwyl hulle na Jesus gekyk het, het sy voorkoms verander. Sy klere het helder wit begin skitter. So wit, soos geen aardse proses dit kon maak nie. Toe verskyn Elia en Moses, en hulle het met Jesus gepraat. Petrus sê daarop vir Jesus: "Leermeester, dis wonderlik om hier te wees. Kom ons bou 3 skuilings, vir u een, vir Moses een en een vir Elia." Eindelik het hy nie geweet wat om te sê nie, want hulle het groot geskrik. Daarna het die wolk hulle oordek, en 'n stem uit die wolk het gesê: "Hier is my seun, die een wat ek liefhet. Doen wat hy vir julle sê." Skielik toe hulle begin rondkyk, sien hulle niemand anders meer by hulle nie, net Jesus. Toe hulle van die berg afgaan, het Jesus hulle beveel: "Julle moet vir niemand vertel wat julle gesien het, totdat ek, die Seun van die mens, uit die dood opgestaan het nie." Hulle het dit toe vir hulle self gehou, maar hulle het onder mekaar bly redekabel oor wat hierdie opstaan uit die dood waarvan Jesus praat beteken. Hulle het hom uitgevra: "Waarom hou die skrifkenners vol dat Elia eers moet terugkeer voordat die Messias sal verskyn?" Jesus het geantwoord: "Elia kom inderdaad eers om alles weer in orde te kry. Hoe staan daar oor my, die Seun van die mens, geskryf, dat ek baie moet ly en verneder moet word? Tog sê ek vir julle, Elia het reeds gekom, en hulle het met hom gemaak, net soos wat hulle wou, presies soos daar van hom in die skrif geskryf staan." Toe hulle weer by die ander disippels terugkom, sien hulle 'n groot klomp mense om hulle en skrifkenners wat met hulle argumenteer. Net toe al die mense Jesus sien, het hulle hom verras tegemoet gehardloop en begroet. Hy vra die skrifkenners toe: "Waaroor stry julle met my disippels?" Iemand uit die skare het hom geantwoord: "Leermeester, ek het my kind na u toe gebring, omdat hy 'n bose gees het, wat hom stom maak. Elke keer as die gees hom gryp, gooi hom teen die grond, hy kry skuim om sy mond, en hy knars op sy tande, en hy word stokstyf. Ek het vir u disippels gevra om die gees uit te dryf, maar hulle kon dit nie reg kry nie." Jesus sê toe vir hulle:
Julle ongelowige mense, hoe lank moet ek nog by julle wees, voordat julle glo? Hoe lank moet ek nog dit uithou met julle? Bring die kind hier. Hulle bring hom toe vir Jesus. Toe die Gees Jesus sien, het hy die seun dadelik stuiptrekkings laat kry, en hy het op die grond neergeval en rondgerol met skuim om sy mond. Jesus vra toe die pa, hoe lank gebeur dit al met hom? Van kleins af, was sy antwoord. Die Gees het hom al baie keer probeer doodmaak, deur hom in die vuur of in die water te laat val. Kry ons tog jammer en help ons as jy kan. As ek kan, sê jy, het Jesus hom geantwoord. As 'n mens glo, is alles moontlik. Ek glo, roep die kind se pa dadelik uit. Help my tog om nie meer te twyfel nie. Toe Jesus sien dat daar 'n massa mense aangehardloop kom, het hy die onrein gees skerp aangespreek. Gees, jy wat hierdie kind stom en doof maak, ek beveel jou, gaan uit hom uit en moet nooit weer terugkom nie. Die gees het toe geskree en die kind hewig stuiptrekkings laat kry, voordat hy uit hom gegaan het. Die kind het daar vir dood bly lê, sodat baie mense gesê het, hy is dood. Jesus het hom egter aan die hand gevat en hom opgehelp en hy het regop gestaan. Later, toe Jesus in die huis was, het sy disippels hom persoonlik gevra, waarom kon ons die onrein gees nie uitdryf nie? Waarop hy hulle antwoord, hierdie kan net deur gebed uitgedryf word. Hulle het toe daarvandaan vertrek en deur Galilea gereis. Jesus wou dit egter nie rigbaar laat word nie, want hy wou tyd hê om sy disippels te onderrig. Sy woorde aan hulle was, die Seun van die mens gaan hom aan die mag van mense oorgegee word. Hulle sal hom doodmaak, maar na 3 dae sal hy opstaan. Hulle het dit nie verstaan nie, maar was te bang om hom daaroor uit te vra. Hier's 'n klomp verhale waar Jesus betrokke is met klomp verskillende dinge. En ek dink as jy daarna kyk, gaan jy agterkom Jesus beleef 'n klomp verskillende emosies wanneer hy met hierdie klomp verskillende dinge te doen kry. Van die emosies is baie goed, en van die emosies kan ek my net voorstel is nie baie goed nie. Is dalk negatief, is dalk sleg. Maar Jesus gaan deur hierdie op en af in sy bediening en sy lewe. En soos ek sê, ek kon baie vroeër al begin lees en ek kan later aanhou lees en jy gaan hierdie patroon sien van op en af, op en af, op en af. Maar Jesus kom hier by 'n blinde man in Bethsaida en hy begin hierdie man bedien wat blind is en hulle vra Jesus iets, hulle sê Jesus, sit asseblief jou hande op die ou en laat hy sien. En dan is dit vir my opvallend dat dit nie is wat Jesus doen nie. Hulle vra een ding en Jesus doen 'n ander ding. Wat het hulle gevra? Jesus sit die hande op hom, laat hy sien. Nou weet ons, Jesus het op baie plekke mense gesond gemaak, blinde mense ook. As jy 2 hoofstukke aanlees, dan maak hy die blinde man Bartimeus van Jerigo gesond en wat doen hy? Hy sê net vir hom, jou geloof het jou gered, sien, en dan sien jy. En dis dalk die verwagting wat hierdie ouens gekoester het, en asseblief sit net die hande op hierdie ou, laat hy kan sien. Maar dan doen Jesus dit nie. Jesus gaan in 'n hele proses in, wat ek nie verstaan nie, maar dink bietjie daar, dit vat tyd. Hulle is in die dorp, Jesus vat die ou, hy vat hom uit die dorp uit, so hulle stap, nê? Hulle ry nie, hulle stap. Nou stap hy heeltemal uit die dorp uit met die ou, hy spoeg in die ou se oë. En dan kan die ou nog nie heeltemal sien, hy sien al iets, maar hy sien nog heeltemal nie. Dan later bedien Jesus om weer deur wel sy hande op sy oë te sit en die ou begin sien. Dis maar een van die interessantste en vreemdste dele in die hele Bybel, hierdie storie. Van hierdie genesing van hierdie spesifieke blinde man. Jy weet, baie keer dan vra ons vir die Here om iets te genees in ons lewe. Partykeer is dit iets fisies, 'n siekte, 'n kwaal,
'n kondisie. Partykeer is dit emosioneel. As ons Here vra dat hy vir ons genesing bring, dit kan ander goed ook wees. Here, genees my finansies, genees my verhouding, wat ook al. Die punt is, ons vra die Here vir genesing en dan het ons gewoonlik ook 'n manier wat ons verkies dat hy dit sal doen. Is dit nie? Here, ek's volgend in die kerk, laat een of ander profeet net spreek en is so. Come on. Want ek lees hoe u vir in Markus 10, Bartolomeus, die blinde man, ons het dit nou nie gelees nie, maar ek sien hoe sê hy vir hom, sien, en hy sien. Kan hy nie net sê, skuld weg, en skuld is weg. Kan hy nie net sê, verhouding beter, en as ek by die huis kom, dan val my vrou my, sy het nighties aangetrek, sy het my daar om die nek beet. Dinge is soos op honeymoon. Kan hulle net vir my bid en ek is gesond nie? En dis wat hulle hierdie ou, dit was die verwagting, Here kom, sit die hand op sy oop bek. Maar dis nie die proses wat Jesus kies om hom te genees. Ek sou nou nie wou gehad het, hy moet in my oë spoeg nie. Dikwels gebruik God 'n proses om vir ons herstel en restaurasie en genesing te bring, wat nie, dis nie die proses wat ons verkies nie. Hy gebruik dalk die sielkundige. Dis nie wat ek verkies nie. Hy gebruik dalk die dokter. Hy gebruik dalk 'n nuwe dieet. Hy gebruik dalk dissipline, lang dissipline waar ek my skuld afbetaal getrou. En hy gee my die krag en die wysheid. Hy gebruik dalk 'n ander proses as wat ek voor gehoop het. Beteken nie hy kan nie net sê sien en sien nie, hy kan doen net wat hy wil, hy's Jesus. Maar dikwels gebruik hy 'n ander proses en dit is goed as ons dit verstaan. Want dan kan jy saam met hom werk. Soos die man wat sê nee, goed Here, ek trek nou hier. Ek sien mense maar is dof, lyk soos bome. En jy kan saam met God in die proses werk, maar dit help ons ook om ons verwagting te bestuur. As jy ooit in jou lewe 'n skrifhou gehad het wat vir jou wys dat dit soms nodig is om aan te hou bid vir een of ander vorm van genesing, hier's een, hoor. As Jesus nodig gehad het om meer as een keer te bid, dalk kan ek en jy ook van vereis word om meer as een keer te bid. Dit beteken nie noodwendig jy het nie geloof gehad nie, maar dit beteken ek moet aanhou bid vir hierdie saak. Ek moet aanhou bid vir hierdie saak. En ek sien dit in hierdie storie, ek sien hoe Jesus aanhou bid en dit maak 'n verskil in hierdie ou se lewe op die einde. Jesus moes aanhou bid. Jesus het nie gesê, o, Gonnas, hy sien dit nou soos bome, ag nee, hier nie gewerk nie. En nou wil ek vir jou sê, uit Jesus se menslikheid uit, onthou, hy beroep hom op die krag van die Vader en op die leiding van die Vader, so daar kon hy ook gedink het, hoekom sien nie ou nie dadelik nie? Die Vader het my gelei om in sy oë te spoeg, nou sien hy mense soos bome. Vader, ek bid weer. Vader, ek bid weer. En die Vader antwoord hom. So dis iets vir ons om in gedagte te hou, wanneer dit by genesing kom, wanneer dit by herstel kom, wat Jesus vir ons bring. En as jy dit verstaan, gaan dit jou baie help in jou wandel met Jesus. En wanneer jy hom vertrou, vir herstel en vir genesing. Die tweede gedagte wat ek wil deel is hierso waar Jesus vir hulle sê, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense? En die ouens het opinies. Die ouens het opinies, hulle het idees. Profeet, Elia, daai. En weet jy wat, ek het agtergekom vandag sal ook 'n paar ouens met opinies.
oor wie Jesus is. En ek kom agter baie ouens verkondig Jesus, dis 'n Jesus en hulle praat die Jesus taal en hulle sê dis Jesus, hulle noem hom Jesus, maar dis nie die Jesus wat ek ken van die Bybel. Baie mense sê Jesus is 'n Jesus en ek dink ek het laasweek iets oor dit gesê, dis 'n Jesus wat dit hy bestaan eintlik om jou te dien. En hy sal jou nooit in 'n moeilike posisie sit nie. En hy sal nooit van jou verwag om iets te doen wat jou ongemaklik laat voel nie. En jy kan maar aangaan met son en dis ook nie so bad nie, solank jy net happy is. Baie ouens dien so Jesus. Maar dis nie die Jesus wat ek van lees in die skrif. 'n Bietjie later, en ek sal nou iets daaroor sê Jesus, hoor die ouens net gou almal, kan ek net Adel, kom almal in. Disippels, julle, dis nou Petrus uitgetrap het. Want Petrus was nie bereid vir hierdie Jesus wat nou skielik nie meer daar gaan wees om wonderwerke te doen nie. Hy hoor Jesus gaan doodgaan. Nou vat Petrus sê, stop dit dadelik. Die Jesus wat ek doen wonderwerke. Hy bly by ons al die tyd. En Jesus sê, wag ou seun, ek is besig met die wil van die Vader. Okay, disippels kom by mekaar. Het julle gelees? Hy sê hy roep die ander mense by mekaar. Hy sê daar's ietsie wat ek net vir julle gou wil duidelik maak. As jy my wil volg, moet jy jouself verloon. Verstaan dit. Jy moet jou kruis opneem. As jy my wil volg, moet jy jouself verloon. En baie mense het nie lekker daai Jesus nie, en dan hulle so geloofskrisis as hulle in situasies kom waar Jesus nou nie net als nice maak. Ek gaan my hart vir Jesus gee en hy gaan als nice maak. Maar dis nie Jesus se werk om als nice te maak. Dis my en jou werk om hom te volg. Om onsself te verloon. En baie ouens het 'n krisis met daai Jesus. Ander ouens dink Jesus is net soos een van al die ander ouens. Baie keer hoor ek, en dan eis ek as selfs Christene vir my sê, ja, maar dien ons nie maar eintlik dieselfde God nie. Jy weet die moslems doen mooi goedjies en daar's almal nice Hindus. Ek het saam met 'n Hindu vroutjie gewerk en sy's great en hulle mag great wees. Daar is great mense, daar is fantastiese mense wat nie Jesus dien nie. Fantasties in die sin van goeie waardes, 'n mooi hart, vriendelik, liefdevol, alles. Want onthou, alle mense is in die beeld van God geskape, so daar's iets van God in alle mense. Maar ek wil vir jou sê, Jesus is redelik eksklusief, in elk geval hierdie Jesus. Hy sê baie duidelik in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy los nie eintlik ruimte van ons dien almal dieselfde God nie. Hy sê as jy by God wil uitkom, daar's een manier, dis ek. So moenie dat iemand jou de mekaar maak nie. Wie sê jy is Jesus? Dis 'n belangrike vraag. Nou Petrus slaan toe nou die spyker op die kop. Hy sê, hier is die Messias, hier is die redder, hier is die een wat God stuur, hier is die Christus, hier is die een wat God stuur, hier is die antwoord wat God vir ons gegee het. 1 Timoteus 2 vers 3 sê, daar is een God, een, en een, nie meer as nie, een middelaar tussen God en die mense, die mens, Jesus Christus. Vers 4, wat ons homself vir ons oorgegee het. Daar moet geen verwarring in jou gemoed hê nie. Daar's een God, een middelaar, hierdie Jesus, wat homself vir ons oorgegee het. En hierdie Jesus kom, en hy begin hierdie ouens uitdaag. En hy sê vir hulle, luister, as jy my wil volg, moet jy jouself verloon. As jy my wil volg, moet jy jouself verloon. Jy moet jou eie ek prys gee. Ek hou van hoe hy hom hier vertaal. Hy sê, as jy probeer in 8 vers 35, om julle selfsugtige lewe vir julle self te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle lewe ter wille van my en ter wille van die goeie nuus prys gee, sal julle dit juis red. En hier is die paradoks wat ons in leef, maar te veel Christene probeer
hulle lewe behou. En sê, ek gaan Jesus volg, maar dis my lewe hierdie. Ek sal deeltjies vir Jesus gee. Jesus gebruik die woord, jy moet jou kruis opneem en my volg. Nou vrouens hou van sulke kruishangertjies. Is daar volgend enige iemand met 'n kruishangertjie, so enige kruishangertjie? Dankie, een kruishangertjie, dankie. Nog iemand met 'n kruishangertjie, nog kruishangertjie. Enige ander hande kruishangertjies. Dis baie mooi hangertjies, maar dis nie wat hy bedoel wanneer hy sê jy moet jou kruis opneem nie. Wat hy bedoel met kruis opneem is daar waar hy gaan sterf. Dis 'n in vandag se taal is dit 'n elektriese stoel. Dit maak jou dood. Dis wat hy bedoel. Hy sê jy moet jouself groet. Bye-bye. Dis die enigste manier om Jesus te dien. En jy sien wanneer ek en jy daai mentaliteit aankweek, van my lewe behoort aan U Jesus. Ek is so 'n paar weke terug by die leierskap van die AGS en NLF en ek sit en die president van die AGS deel iets en daai ding slaan my met 'n hamer voor my kop. Hy deel iets oor Paulus wat graag Rome toe wou gaan en vir die Romeine skryf, ek wou na hulle toe kom, maar ek kon nie na hulle toe kom nie, want ek wil altyd die evangelie verkondig het in die plekke waar dit nog nie verkondig is nie. En hy maak hierdie interessante stelling. Hy sê, Paulus, die begeerte wat Paulus gehad het om die evangelie te verkondig, waar dit nog nie verkondig was nie, dis dit wat gemaak het dat hy nie kon doen wat hy wou doen nie. En ek besef skielik, daar's soveel goed wat ek in my lewe wil doen, maar my passie vir die Here het my verhinder dat ek kan doen wat ek wil doen. En dis waar ons kom as ons Jesus dien. Jy weet, daar's baie goed wat ek wil doen, maar my passie vir die Here verhinder my om te doen wat ek wil doen. Want is U eerste, Here. Dis U eerste. Dis U eerste. Dis U eerste. Die wonderlike nuus is natuurlik dat Jesus sê, wel, vertrou my met dit als, met jou lewe, en jy gaan verbaas wees wat jy kry. En nou kan jy sien dat die ouens wat hulle eie lewens vashou en Jesus probeer volg, is gewoonlik onvervulde Christene. Hulle Christendom is gewoonlik maar baie, verskoon die goeie Afrikaans, maar low budget. Hulle het nie 'n verskriklike vervullende belewenis met God nie. Want hulle is heeltyd in die spanning van ek probeer my eie lewe hou en ek probeer Jesus volg. Maar die ouens wat dit reg kry om te sê, man, my lewe groet ek, my lewe behoort aan U, Here. Dis U alleen, U is eerste. Daai ouens is die ouens wat hierdie vervulde lewe beleef, wat hierdie fonteine van lewende water wat Jesus beloof. Hulle is die mense wat in dit wandel, wat in dit stap. Hulle is die mense wat God se guns beleef in die dinge wat hulle aanpak. Want hulle is die ouens wat gelei word deur die Here in die dinge wat hulle aanpak. Hulle is die mense wat daar waar hulle kom en die verhoudinge waarin hulle betrokke is, beleef hulle God se guns en seën, want hulle het gesê U eerste Jesus. U eerste Jesus. Die pad van die Christen is nie 'n pad van selfvervulling nie. Dis 'n pad van selfverloning. Dis die pad van die Christen. Pad van selfverloning. En dan kom Godsvervulling. Godsvervulling. Nou kom ek by hierdie groot gedagte wat ek wil deel vandag. Die bergtop. Jesus gaan deur al hierdie dinge. As jy net die stuk wat ons nie gelees het nie voor dit, voed hy die 5000 mense, hulle wil hom koning maak. Onthou uit Jesus se menslikheid uit. As almal skree, maak hom koning, maak hom koning, maak hom koning. Hy's die man, hy's die man. Dit is lekker. Is dit nie? Dis mos nou 'n haai. Ek het nou net wonderwerk genoem, 5000 mense kos gegee, almal wil my koning maak. Dis 'n haai. Volgende moment. Bedien hierdie ou met die blinde oë, maar nou sukkel ek. Hy wil nie gesond word nie. Ek sê ernstig.
Maar okay, op die einde is hy gesond. Moeilike bedieningsmoment, maar ons kom daar. Nou, vra Jesus, wie sê die mense is ek? Petrus het dit. Hy is die Messias. Dis great. My disippels kry dit. Na 2,5 jaar, hulle het dit. Yes! En dan net daarna. Hulle het dit nie. Petrus bestraf my oor ek die Messias is. Nou gaan hy op die berg. En hierdie is die hoogtepunt. Dis 'n godsoomblik. Dit het seker nog net 3 of 4 keer met my in my lewe gebeur. Ek kan dit op een hand tel waar Moses en Elia met my kom praat het. Ek weet nie van julle. Ek weet nie met wie Moses en Elia al kom praat. Enigiemand. Jy sien, dis hierdie godsmoment wat Jesus beleef. Dis die heerlikheid van God op hierdie berg. Dis amazing. Dis die haai van alle haais. Die wolk van God se teenwoordigheid, hoorbare stem. Praat God. Maak hierdie uitspraak, dit is my seun wie ek liefhet, wie eens. Wow, dis 'n top ervaring. En na daai top ervaring, dan gaan Jesus van die berg af. Waar stap hy in? Hy jou net hierdie amazing worship tyd gehad. Nou, hy het nou net Adele se nuwe liedjie gesing, oor hoe lief die Vader hom het. Hy het dit nou net gesing. Nou stap hy af, waarin stap hy? Chaos. Daar's konflik. Die mense beklei, die disippels beklei, die skrifkenners beklei met die disippels. Daar's verwarring, niemand weet wat aangaan nie. Hy kry te doen met die pyn van die wêreld, want dink bietjie 'n pa wat se seun 'n demoon probeer jou kind gereeld doodmaak. Wrap your head around that. 'n Demoon probeer gereeld jou kind doodmaak. Dis waar die pyn waarmee hy te doen kry daar. En dan is dit ontstellend. Is nie van gaan hy duiwel, daar gaan die duiwel uit nie. Nee. Hy praat van hierdie kind wat neerval. Ouens, dis ontstellend om te sien. Hierdie kind val neer, hy skuim aan sy mond, hy ruk rond, hy krioel op die grond. Jy het nou net was die heerlikheid van die Here om jou. Die volgende oomblik skree mense op mekaar. Kind rol in die stof, die pa huil teen een, moedeloos en hartseer. Nou moet hy hierdie bedien en hierdie hanteer. Is dit nie jou belewenis ook nie? Wie het al hier by die kerk aanbid en jy dog die hemele daal neer? Met ons worshipspan moes dit al met jou gebeur. Jy moes dit al beleef. Wow. Geestelike haai. Dan kom jy by die huis. Skoonmaat kom kyk. Arme skoonma. Sy moet ook altyd stak al arme skoonma uit haar. Kom by 'n familie wat nie die Here wil dien nie. Hulle raak aan syp. Sorry ouens, is dit net ek wat in die regte wêreld leef? Nou, jy wil die Here dien. Jy het nou 'n woord gekry. Jy's excited. Dis nou Sondag. Maandag bel hy eerste kliënt. En die ou kan vloek. Hy kan. Nou het jy te doen met dit. Jy stap in gebrokenheid in. Dalk in jou eie familie, dalk in jou eie gesin, met hopelose situasies. As jy nie dit al beleef nie. Jy gaan lees Bybel, jy het 'n wonderlike stilte tyd, 'n wonderlike stilte tyd. Jy staan daar op, gereed om die wêreld vir Jesus te verander.
dan loop jy in jou tiener vas. Julle hoor wat ek sê. En dis partykeer, maar partykeer is dit ernstige goed, partykeer is dit moeilike goed, partykeer ons gaan van hierdie wonderlike plekke saam met God na hierdie verskriklike moeilike plekke saam met God. En dit's op en af, op en af, op en af, op en af. Maar iets wat ek wil hê jy moet sien, dit was met Jesus ook so. Dit was met Jesus ook so. Inteendeel, die disippels se reaksie is tipies ons reaksie. Toe Petrus hierdie ding sien, hier's Moses, hier's Elia, nou net 'n stukkie diepheid daar. Elia staan vir die profete en Moses vir die wet. Hulle is die twee wat dit verteenwoordig. Net interessant. Maar en hier's Jesus en Jesus is besig om te skyn. En wat sê Petrus? Sy eerste ding is ons moet hier bly. Ons bou nou huitjies. Het julle gehoor? Jesus is wonderlik dat ons hier is. Ons gaan vir u huitjie bou en vir Moses se huitjie bou en vir Elia. Hier slaan ons tent, ons kamp hier. Hierdie is lekker. Vergeet daai plebs daaronder. Ons is hierso. Dis weer die ander 9 disippels, maar ons is die 3 verkoses. Ons is nou hierso. Ek sal 'n vuurtjie maak. Ek het 'n skaapribbetjie. Hierdie gaan lekker wees. Hierbo op die berg. Ons kamp hierso. Dis waar ons bly. En wat sê God vir hulle? God sê vir hulle iets anders. Hy sê nee, jy verstaan verkeerd. Toe daai wolk kom. Hy sê hierdie is my seun, luister na hom. Okay, dit klink great. Daar op die berg klink dit great. Luister na Jesus. Ek's in. En die eerste ding wat Jesus vir hulle sê is, kom ons gaan af. Wat nou die vuurtjie is? Wat? Lekker hierbo. En Jesus sê, nee, jy sien as jy my volg, ek sal jou lei na die berg. Jy sal bergoomblikke hê. Maar ek sal jou ook lei na die nood, na die pyn in die wêreld. Sodat jy dit wat jy op die berg ontvang het, kan gaan uitleef. En 'n verskil kan maak. Sodat daar 'n pa wat hopeloos is en niemand kan hom help nie en die geestelike ouens kan hom nie help nie, sodat iemand daar kan aankom wat op die berg was en hierdie situasie uitsorteer. Jy sien, ek en jy het die bergtoppe nodig. Jy kan nie deur die lewe gaan sonder die bergtop oomblikke nie. Dis hoekom jy moet by die Here uitkom. Dis hoekom dit belangrik is om deel te neem aan aanbidding. Dis hoekom kerk belangrik is. Jy het die bergtop nodig. Jy kan nie net daaronder. Ek meen, Jesus het dit nodig gehad. Die Vader het geweet hy het dit nodig voordat hy kruis toe gaan, want hy het geweet daar kom 'n Getsemane. So hy het nodig gehad om op daai berg te kom. Nou wil ek vir jou sê, as Jesus nodig het, dan het ek en jy dit nodig. Maar terselfdertyd het ek en jy nodig om nie net op die berg te bly nie, ons het nodig om af te gaan. En te gaan deel met die chaos en die seer en die verwarring en die dinge in die wêreld. En daar te gaan leef. En daar die lig te wees. En daar te deel. En ek wil vir jou sê, as jy Jesus volg, gaan jy agterkom, dit loop so, op en af. Op en af. Op en af. Dis normaal. Partykeer, veral as ek nuwe Christene leer ken, dan sê hulle nee, hulle dink hulle teruggeval, want hulle het so great high gehad saam Jesus, maar deesdae voel hulle hom nie. Luister, kom ek vertel jou iets. Wanneer iemand demonies manifesteer in skuim aan die mond, dan voel jy nie Jesus nie. Beteken nie hy is weg nie. Ek het letterlik al 'n situasie gehad waar 'n vrou demonies manifesteer het. Dit sê haar hande so om my keel sit om my te verwrig. Blaas sy so in my gesig. Sy kon my nie verwrig nie. Dis die amazing ding van dit al. Haar hande is om my keel, maar sy kan my nie verwrig nie. Nou op daai oomblik voel jy nie Jesus nie. Maar hy is nie weg nie. Hy is nie weg nie.
Dis hoekom moet ek en jy onsself verloon. En sê, Here, waar U my vat? Vat my op die berg. Vat my na onder die berg. Vat my na die blinde man. Vat my na die disippels. Vat my. Maar om Jesus te volg waar hy ook al lei, moet ek in jou op 'n plek kom en sê, ek verloon myself, ek volg U. Ek volg U. Kom ons bid saam. Jesus, help ons om te verstaan dat U die Christus is. Help ons om te verstaan hoe teenstelling dit ook al mag klink. Dis juis wanneer ons alles vir U gee, dat ons alles wen. So help ons om ons alles vir U te gee. En help ons om U te volg na die berg toe en U te volg na die onderkant van die berg toe. Waar U ook al gaan. Amen.